Dink julle ons kan begin? Ja, Ons wag nie nog vir iemand nie. nee, dit is slap. Liewe familie, liewe vriende. Ja. Baie welkom vanoggend hier met ouma Chrissy se begrafnisdiens. Julle is van vriendelike mense, ek kan dit sien. En is dit nie hoe die lewe is nie, ons lag met 'n traan. Vandag lag ons, môre huil ons, oormôre lag ons weer, dis die lewe. Ons kom vandag om aan die Chrissy op te dra aan haar Hemelse Vader, en mag julle saam wees, en mekaar se ondersteuning vir julle elkeen sinvol wees. Mag die Here vandag die eer kry by hierdie begrafnisdiens. Ek gaan begin deur die begrafnisformulier te lees, wat lei Christina Johanna Sofia van Rooyen, liewe Chrissy, is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Deur sy opstanding en die Here Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige hierdie woorde saam met Paulus uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Ons treur, natuurlik treur ons, maar ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies en dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here vir ons sy troos en bemoediging, want hy verlig ons smart. Hy wil ons bystaan en beloof om die pad verder met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie net vir onsself sal lewe nie, maar ook vir hom wat vir ons gesterf en opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus in Romeine 14, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. So kom sê in lewe en in sterwe, behoort ons aan die Here. En aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons bid saam. Hemelse Vader, op hierdie Saterdagoggend kom ons by mekaar, omdat U in U wysheid besluit het, dit is nou tyd gewees vir Chrissy om die tydelike te verruil vir die ewige. Ja, Here, ons treur, ons hart is seer, ons hart is so dankbaar, want daar is nie 'n noodlot of 'n blote slegte geluk wat oor ons heers nie. Nee, ons behoort aan die God van lewe en dood, en daarom is ons lewens altyd veilig by U. U het vir Chrissy 'n baie lang lewe gegee, waaroor ons dankbaar is. En almal wat hier is, het skouer geskuur met haar, en was naby haar as die vir haar, en daarom, Here, kom ons op hierdie menslike manier totsiens te sê. En om wat ek kan doen, het ons die lig van die evangelie nodig. Ons het nodig om weer met die raad te soek. Die Bybel, oor hoe moet ons voel, hoe moet ons dink oor lewe, die siekte en dood en ewigheid. Vir elkeen wat vanmôre hier kom, dan wees sê ons dankie, Here. Dankie vir wat ons as familie en as vriende vir mekaar kan beteken. Dankie dat U vir ons elkeen ook gebruik om vir mekaar daar te wees. Vir hierdie familie, kinders, die kleinkinders, die agterkleinkinders, seën asseblief vir ons almal, o Here. Dit is vanmôre ons gebed in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vanmôre, en ek het goed gedink om te lees die gedeelte uit 2 Korintiërs 12. Dis deel van die wysheidsboeke in die Bybel, wat sê, dink aan jou skepping in jou jong dae, voor die swaar tye kom, die jare wat amper hier wag, jy sal sê, ek het daar niks aan. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dis die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne wag, en die malers op hul maal omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk.
wanneer die deure na die strate toegemaak word, die geluid van die meeuw dol word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor jy geen lied meer nie. Dis die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan en die springkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens as die ewige woning gaan en die wat treur op die straat rondgaan, die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruid breek. Die kruid by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer wat hy gegee het. Alles kom tot niks in die prediker, tot niks. Prediker 12. Die moeder, ouma Grootjie, jarelange vriendin, vir almal in Eden Park, en ek dink, weens die feit dat al ouma se bure in Midkeer is in rolstoele en daarom is nie van die, maar in die laaste is hulle hier met ons vandag. Ek self het die voorreg gehad om al predikant te wees vir die laaste 20 jare. En ons het 'n wonderlike humoristiese verhouding gehad, omdat sy nie lekker ons sien nie, het ek altyd my stem probeer verander. Dan praat ek Engels, dan praat ek Afrikaans, dan praat ek soos 'n Noord-Kaapenaar, wat sy sê, "Hoe meneer, wie is jy?" En dan begin ons gesels met die klagtes, die normale klagtes, die suurstof, die moegheid, die pynne, die ontroubare elektrisiteit, en die pynne en die normale goed, sodra ons begin praat oor die kinders, en die klein kinders, dan die oge blink. En so tussen ons, daar is blijkbaar nie meer slimmer en begaafde kinders en klein kinders in hierdie land, as jy weet. Ek sê dit nog nie soveel. Dis die liefde van 'n ou man, hè. En ek het gesien wat julle as familievrou gedoen het in julle dag. Die feit dat sy haar baie elektronies kon connect, daar in die laaisteek, hulle reis haar teks, en die eislike, ek dink is die inverter, wat die krag voorsien het, so dat die suurstof moes loop, alles was altyd bobbels, en die vraag, wanneer gaan die krag af, en dit getuig van julle liefde vir haar, wat die praktiese aanbetref. En teen die einde het sy geweet dat tyd raak min, en ek dink is nog die woorde Magda in ons hospitaal sê, los maar. Ek wil gaan, ek is genoeg. So ons dra haar vandag in die Here op. En ons sê vir Here dankie vir 'n lewe so lank gespaar en geleen aan ons en die invloed wat sy dalk in sy lewe kon gehad het. Dat ons gelees uit Prediker 12. Maar dan eindig op so negatiewe noot deur te sê alles is vergeefs. Kan ons so negatief oor die lewe dink? Is dit wat ouderdom beteken? Dat alles te vergeefs is? Maar ons moet verstaan, hierdie man wat hier geskryf het, was 'n man van sy tyd. Dis 'n deel van die Ou Testamentiese wysheid, literatuur. Spreuke is die boek wat gaan oor eenvoudige wysheid. Dis die regte ding om te doen, maar Prediker en Job sê, nie so maklik nie. Dis problematiese wysheid wat sê, al doen jy die regte ding, gaan jou boone nog nie verseker uitwerk. En daarom wat hy sê, alles het wat 'n begin het met 'n einde. Daarom sê hy, dis te vergeefs. Ons moet almal doodgaan. Maar aan ons word die vraag dan gevra, hoe voel ons dan oor die ouderdom? En as jy voel, jy is nog nie oud vandag nie, dan is dit net 'n kwessie van tyd. Dan sal jy so voel. Dat ons begin wonder, maar is dit al wat mens oor die lewe kan sê? Te vergeefs? Nee. Toe hierdie man was 'n kind van sy tyd. En in sy tyd was daar nie 'n liefdevolle vader wat hulle geken het nie. Godsdienst was hierdie onpersoonlike, ver afverhouding. Daar is 'n God in wie se pad jy beter nie kom nie. En dis nie die liefdevolle vader nie. Dis eers wanneer die lig van die Nuwe Testament bykom, dat ons 'n beter prentjie kry. As ons dan weet, wat daar sin, daar's 'n ewige lewe, daar's iets meer as net die dood. Die dood loop uit op iets wat ver groter is. Dan begin ons miskien Prediker verstaan. So ons kyk vanuit die graf van Christus, is die opstanding terug na Prediker. En dan begin ons meer sin maak. Hy begin met hierdie praktiese raad. Dink aan jou Skepper in jou jong dae. Met wie praat hy? So hy praat nie met ou mense nie, hy praat met jong mense. Want hy sê hierdie dae gaan kom. En dink nou daaraan. Want ou mense ander nie maklik nie. 'n jong moet nie buig ons het ons so spreek nie. Buig terwyl hy jong is. Daarom let op hierdie waarheid. Dink aan jou Skepper terwyl jy jong is, wat erken
maaksel van iemand groter as jy daar as 'n skepper, en jy is 'n tydelike wese, en jy gaan groot word, jy gaan moontlik oud word, maar sterf ons almal sterf. Hy spreek die jong mense aan. So as ons die lig van die Nuwe Testament wys het, dan sê ons, maar as ons nou sin en betekenis in die lewe wat dit loop iewers uit, dan is die Here wat besluit en regeer oor ons. Al het hierdie ou miskien net geweet, 'n prediker geskryf het, daar's iets soos 'n Messias wat kan kom, kyk ons terug en ons sien nee, dit is baie meer as net dit. Ons weet van alles en dat hierdie lewe is 'n gawe van God aan ons. Of dit 'n 50 word of 80 of 90, maak sy wat dit word nie, die lewe is 'n geskenk. Terwyl jy jong is, moenie jou Skepper vergeet nie. Dink aan hom voor die swaar dae kom en dan skets hy vir ons hierdie poëtiese beeld van die ouderdom, waarmee ons kan identifiseer. En hy skets die ouderdom met vergelykings met 'n paar dinge. Hy vergelyk dit met die winter en met 'n huis en met die natuur, en dan pas hy dit toe op die menslike liggaam op hierdie poëtiese wyse. Hy vergelyk dit met die winter. Hy sê in vers 2, dink aan jou Skepper, wanneer die moeilikheid kom, wanneer die son donker word en ook die daglig en die maan en die sterre, die tyd wanneer het weer bewolk word na die reën. Dit speel op die reëntyd wat wintertyd is in Palestina, waar dit dan vroeg donker word, die lig word verduister, alles is grys, alles voel mismoedig, en as die wolke weggaan, dan kom die wolk dit vervang deur die volgende stel wolke, en uiteindelik wil hy sê, die lig skyn nie so helder nie. So is die ouderdom. En dan vergelyk dit tweedens met 'n huis met 'n klomp mense wat elkeen 'n funksie in die huis het. Daar was wagters, dis die mense by die huis oppas. Daar was sterk manne, dit is die manne wat in die huis was. Die malers, wat hy gebruik is die vrouens wat die koring maal op brood bak. Dan was daar die wat deur die vensters kyk. In die destydse wêreld was 'n vrou ons nie eintlik op straat gesien nie. So die vrou kyk deur die venster, van nuuskierigheid om te weet wat buite aangaan. En dan pas hy dit toe op die menslike liggaam in die ouderdom. En hy sê die wagters, vers 3, hulle sal bewe. Sinspeling op ons arms en ons hande. Ouderdom, die goed begin bewe. Vers 3, die sterk manne sal begin waggel. Dan is dit ons bene. Ons kan nie meer so lekker loop nie, ons het almal hulp nodig met kierie, en 'n 3-wiel en 'n 4-wiel karretjie en 'n rolstoel, ons beweeg al moeiliker en al stadiger. Die malers sal opmaal as dit op mense tande. As die tande word minder, dankie vir valstande. En die wat deur die vensters kyk, en dis die oë van 'n mens. Ons kan nie meer so mooi sien nie. En as ons gelukkig is, kan ons brille kry, en ouma van ouma het dit nie gehelp nie. Sy kon nie meer sien, of feitlik nie meer sien. Maar dit is dan die deur die vensters kyk. En nog 2 trekke van die ouderdom sê, die deure na die strate word toegemaak. Ons ore, ons kan nie lekker hoor nie. En die geluid van die meel word dof. En die meel is wat die malers is, wat ek sê van ons spraak. Ons kan nie meer so lekker praat nie. En as daar goed was vir mens bang op enige hoogte, of trappies, ons ken dit. Dan die beelde in die natuur, die amandelboom, en die springkaan en die kapperkruid. Ek ken nie elke een van die termen, ons hierdie beelde in ons taal vandag nie, maar die amandelboom was 'n pinkboom, 'n blom, die lig word op pink, en dan word dit wit. En die wit wil iets sê van ons grys haar. En die springkaan wat moeilik voortsleep, wil iets sê van die swaarkry van die mens, want die springkaan, al wat hy doen is vreed, mens weet wat hy doorgaan. En die moeisame voortgaan wil hy sê, iets van ons kleiner treetjies, ons sukkel, ons het nie meer die krag nie, geborig. En die kapperkruid was een of ander stimulant, ek weet nie of sê wat is stimulant, ek kry so dag nie, maar dit is die enigste keer dat hierdie woord in die Bybel voorkom. Dis blyk by die plant Capassus spinosa. Miskien 'n stimulerende uitwerking op jou eetlus. Wat wil sê, dan werk hy ook nie meer. Dit help nou nie meer. En eventueel weer dood. Dan gebruik hy 'n paar beelde om die dood te beskryf. Die silverdraad was gebruik om die lamp op te hang, en die lamp het die dwars in die nag gebrand. En as die draad breek, dan val die lamp, dan is dit donkerte. Dis die dood. En die wiel wat by die putstukke val, het wiel was dan 'n gewig wat die emmer moes aftrek in die putte om water te skep,
Maar as die lewe breek, kan nie water kom nie, sonder water is daar nie lewe nie. Sonder wil prediker die lewe, die ouderdom en die dood beskryf. Sonder lig, sonder water, die tyd waarin die stof na die aarde terugkeer, soos dit was, en die gees na God terugkeer, wat het gegee het. Kordat, ons gesê, dis waar, hierdie goed is alles biologisch wetenskaplik waar, maar kort iets van die vreugde van ouderdom. Die vreugde om te lewe, as net bloot, ek is deur God hier geplant, en ek het 'n doel op aarde. Dis die 64% van die mense bereik die grootste prestasies na die ouderdom van 60. Picasso het geskilder tot 91. Verdi het gecomponeer tot 85. Kyk maar net na die staatshoofde vandag in die wêreld, dan moet jy baie oud wees vir jy staatshoof kan word. Om te sê, maar die oudag is 'n besonderse tyd wat die Here vir ons gee. Dit is 'n gawe, en ek is God se instrument. En veral dan vir ons bejaardes, ek altyd gesê, bejaardes, julle is ons voorbeelders. Ons almal hardloop nog rond en ons wil nog die wêreld omkeer, maar julle is die mense wat weet. Julle is die voorbeelders. Die Here gebruik julle as sy hande en sy voete en sy stem as sy instrument. So jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders. Die 90ste Psalm, die bekende vers, is in 70. En as ons gelukkig is 80, leer ons dan die vers 2, leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. En miskien is dit ons roeping in die wêreld, om tot en met ons sterfdatum wysheid te bekom, en dit maak die lewe die moeite werd. Aan 'n oom van 90, so by die naaste julle nie, is een keer gevra, hoe gaan dit? En hy antwoord hierdie woorde, met my gaan dit baie goed, dankie. Maar die huis waarin ek leef, is besig om 'n duie te stort. Die seisoene en die tye het dit amper al vernietig. Die dak is al amper deurgeroes. Die mure is oorvallig. As daar 'n windjie waai, dan bewe die hele huis. Ek dink ek sal een van die dae die huis moet verlaat, maar meneer, met my gaan dit goed, dankie. Mag die Here vir ons die genade gee om ook so na die lewe en die ouderdom te kan kyk. Om te kan sê, maak nie saak wat oud is nie, die lewe is 'n geskenk en die sterwe, sê Paulus, is 'n wins. Ons groet vandag vir ouma en vir ma en vir ouma Grootjie, en ons groet vir haar lewe, was wins. Of haar sterwe, soos haar lewe wins was, is daar sterwe ook wins in die Here. Kan 'n mens in die hemel sien? Ek glo so. Gaan ons sonder suurstof leef, sekerlik. Ons gun haar die ewige rus. Amen. Ons gaan nou luister na die lied. Asseblief gesien, want ons sit net en luister ons na die lied. No.
Here, ons Here, dankie dat U hierdie aardse pad met ons loop. Dankie dat U vir ons geskaap het as mense na U beeld. En ook dat ons liggame aan U behoort. En deur al hierdie fases wat Prediker vir ons van sê, dit gaan die pad wees. Dankie dat U dieselfde Here is, dat U nooit verander nie. En dat ons in elke fase van ons lewe U goedheid miskien elke keer opnuut kan ervaar. Ja, Here, ons moet groet vandag. Dankie vir die herinneringe van my moeder en 'n ouma grootjie en 'n vriendin, en dat haar herinneringe lewend in ons gedagtes gaan bly. En daarom sal sy nooit vergeet word. Dankie dat ons U kan vertrou met haar ewige bestemming. U het gesê, hierdie seun in die huis van my Vader is daar baie woonplek, en ek kom vir jou te kom haal. Dankie, ons los ons saak in U hande. Van hier af, Here, gaan ons verder die lewe. Vanmôre moet ons weer ry op pad, ons bid vir mekaar se veiligheid. Ons bid vir U ontferming in U naam. Amen. Ek gaan nou vra, Hildeblyk, Rupert gaan vir ons die Hildeblyk doen. Die mikrofoon is aan, as jy daar wil staan asseblief. Koesterende liefde wat ons vir altyd in ons harte saamdra, tot ons mekaar weer sien. Baie dankie, Rupert.
gaan Magda vir ons nog bedankings doen. Hallo julle almal. Dit maak ons harte bly om almal hier te sien wat vandag hulle respek onttoon van ons moeders. Dankie vir die moeite aan al die mense wat ver gekom het. Julle teenwoordigheid en ondersteuning maak 'n baie groot verskil. Dankie julle. Dit was 'n ongelooflik moeilike en hartseer om bedankings te skryf, maar tog het ek weer die geleentheid gehad om baie herinneringe te beleef. My moeder het ons baie dinge in die lewe geleer, en wat ek nooit sal vergeet, erkenning aan ons hemelse Vader. Al die eer en dank aan hom vir die seën en voorreg dat ons moeder vir so lank deel van ons lewensloop gewees het. Graag wil ek namens ons familie die volgende persone en instansies bedank vir die bydrae tot ons moeder se welstand en gesondheid. Marie, dankie vir julle onlaatsiglike liefde, opofferings, tyd en hulp. Julle was altyd daar, gereed om enige situasie te hanteer. Haar naweek te gaan haal en seker te maak, sy is nie alleen, gelukkig en gesond. En dan, Karl sê, sy was so nice en hy kon nie vir 'n beter skoolmaak gepraat het. Beauty, thank you for what you did for Oma. Much appreciated. Darlene Bosch, dankie vir jou liefdevolle en besonderse hantering van ons moeder. Altyd beskikbaar om van hulp te wees. Ons is geseën en dankbaar vir die pervriendin wat Marie en Paul het. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Julle besoeke, oproepe, klein bedankies en verrassings het ons so gelukkig gemaak. Ons moeder het geleef vir haar kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Wat 'n besonderse band het ons moeder met elkeen gehad. Julle was alles. Ek wil al graag Spreuke 31 vers 26 aan. As sy gepraat het, was dit met wysheid. As sy leiding gegee het, was dit met liefde. Neefs en niggies, dankie vir julle wat deur die jare met ons moeder onderhou het. Julle gereelde besoeke en oproepe. Geliefd was sy beslis. Ons moeder was spreekwoordelik die gom wat die familie op mekaar gehou het. Gereeld het vriende en kennisse ook moeite gedoen om haar te besoek. Henk en Erika in hulle afwesigheid. Dankie vir julle ondersteuning, liefde en omgee. Henk vir jou moeite, ondersteuning en tydperk wat ons moeder in die hospitaal was 'n steunpilaar 1000. Dankie vir hulle. Eden Park, dankie Suster Lise, Suster Estie en al die personeel vir julle vriendelikheid en toegewyde versorging van ons moeder. Dit was geruststellend om te weet dat ons moeder 24 uur per dag versorging gehad het. Tannie Joyce is nou nie hier nie, maar vir haar wil ek net sê, sy was die wonderlikste vriendin vir my moeder. Dankie vir die gereelde kuiertjies, raapleskool van vrugte, hulp verleen waar nodig was. Die belangrikste was egter die saamluister na dienste, die dagstukkies wat gelees is. Dit was so belangrike, noodsaaklike en 'n spesiale vervulling van ons moeder se geestelike behoeftes. Ek wil vir haar net weer eens baie dankie sê.
Dr. Kroos Lombard in praktijk as ook Delwet apteke personeel. Dankie, ons moeder kon nie beter gehad en beter hande gewees het. Ons laat hospitaal. Jou ouens, hulle het ons so mooi hanteer, so respectvol. En ek wil graag erkenning gee aan my personeel wat daar in daai tydperk bedien. Meels gekomen begrafenisondernemers, dankie vir hulle. Karel Marie Pomp. Baie dankie vir die besonderse opsomming van ons moeder se lewensreis saam met ons aan. Vir die pragtige blomme en diensblaadjies en alles waarvoor jy weggestaan het. Dankie aan NG Kerk vir ons syd en gebruik van die kerk. Dominee Jim de Villiers. Dankie vir die besonderse diens, vir die besoek aan my moeder die Eden Park en vir die besoek in die hospitaal. Baie dankie. As ons hier kom as ouens, word julle genooi om teen koffie en die saal te kom geniet. En dan wil ek sê vir julle almal ook sê geseënde dag. En mag julle veilig wees en veilig terug by huis toe. Dankie. Hallo, ek is Janie van die beste skool aan die mens kan hê. Ek het die familie ingetrou omdat my van die begin af aanvaar, soos ek altyd baie nice met my. Sondags ons al van haal het, dan het sê ek baas my kindie, dan het ek gespaak met my van haal. Ek vraag vir julle, daar is 'n paar klein fasies byna, wat ek vraag, drink vandag, as voor ek glasie sherry op maar dit sal my elke dag moet herinner aan, dat sy Sondag oor sherry gedrink het. As ek aan ouma dink ek aan iemand wat baie liefdevol is, nooit sleg praat van iemand, altyd bereid was om te help. Ek wil vir julle vra, is iets wat baie mense nie weet dat as ek in die op vakansie gegaan het, dan is al baie keer saamgevra, dan klink sy na ou boofie met ou sleepbaantjie en sy van een van die klein kinders of selfs 2 of 3 van die klein kinders saam. Dan is ons nog plekke soos die eiland toe, of met Vrijloos of soort te wanneer toe, Wilding toe, maar het achterna gekoek, sy was 'n dapper vrou, sy het aan man gestaan en saamgekamp en soos baie peerdrewe, ander het saamgekamp, Rikkie het saamgekamp, Kerel het saamgekamp, en daar was die prachtige vrou, het soveel vir ander mense gedoen het. Toe ek met Marie getrouwd is, in Ierland, was haar goed vir mense geweest. As iemand plek in middag gehad het om te bly by die hospitaal, om gewoon van die platteland is, hy is altyd ook geweest. So wees so dat ek in hier om hier nog gevraag, is hierdie dat precies is? Ek moet vir jy sê dat sy was prachtig met ander klein kinders, sy was prachtig met ander kinders, sy was prachtig met al die mense. Ek gaan elke huweliksherdenking, dan leer ons nog geslaap, en voor 16 aan daar, sy sê, gelukkige huweliksherdenking. Ons van daai goedkies mis, het jy op die jaarslag lees vergeet. Sy het jou gewillig gesê, om biks vir jaar om te werk. Sy was regtig so fenomenale persoon. Ons gaan af verskriklik wees. En ek wil vir julle allemaal sê, elke wat hier is, en allemaal wat hier is vandag vir sy sê dankie vir wat julle vir haar gedoen het, maar die hele moeite werk vir haar, want sy is lief vir die mense om haar. Baie dankie. Baie dankie. Die sy nie nog tot op 'n groot ouderdomfiets gery. As 'n ma, as 'n vrou, ek verbeel my sy het gesê sy het op 'n fiets gery. Nee, speelde ja. Nee, sy het karretjie gestuur. Geliefdes, ons program moet verder. Ek gaan die seën van die Here uitspring. En dan gaan ons kyk na 'n skyfie vertoning. En as die skyfie vertoning klaar is, nooi ons vir u om dan op te kom. Die blare is hierson. Om na die laaste keer te kry, skrooi ons met die blare hier by die nissie. Besop asseblief net vir die trappe. En dan gaan ons hier uit na die saal toe. En dan ook die kyk, so dames die toilet in die kerk is blijkbaar nie baie
goeie toestand nie. So gebruik hulle liewer die toilet in die saal, maar nie in hierdie ene nie. Ontvang dan nou die seën van die Here. Ons sluit ons oop. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly nou tot in alle ewigheid. Amen.